Goeie nuus, bly nie gevange nie. Paulus skryf in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Nou Paulus het hierdie woorde geskryf aan die gemeente in Rome. Dis 'n brief wat hy lank geskryf het, lank voor die tyd geskryf het, nog voor hy daar aangekom het. En toe hy uiteindelik in Rome aankom, was dit self as 'n gevangene. Maar die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus en die koninkryk van God, kan jy eintlik nie gevange hou nie. Vandag is Rome aan die beurt, die stad waar Paulus ook uiteindelik gesterf het en waar sy woorde nog steeds die wêreld omvorm en omarm. Die Vatikaan, die Colosseum, die Forum Romanum. Nou, miljoene mense van reg oor die wêreld trek jaarliks hierheen. Sommige as toeriste, sommige as pelgrims, sommige weet eintlik nie hoekom nie. Maar Rome is een van daardie stede wat jou klein maak, nie op 'n neerdrukkende manier nie, net op 'n manier wat jou herinner, jy's deel van 'n groter storie. 'n Storie wat eeue lank al ontvou. Die Fort Michelangelo se mure staan nog. Die kathedraal van Civitavecchia het al generasies se gebede gehoor. En ergens in die eeue het gelowiges hier geleef, gebid, gelei en volgehou en die fakkel aangegee. So as jy in Rome rondloop of tuis is by die werk of waar jy ook al is, jy dra dit ook vandag. Jy het ook die goeie nuus wat jy dra, die lig vir die wêreld. Jy steek dit ook aan. So ons bid vandag. Here, dankie dat die evangelie sterker is as enige ryk, as enige muur, as enige gevangenis. Laat ons nie beskaamd wees oor wie ons is of in wie ons glo nie. Nie hier nie, nie in Rome nie, nêrens nie. Amen. Môre het ons nog 'n dag op see en dan wag Mykonos vir ons. Leef geïnspireerd.